Hallo en welkom by die nuutste episode van Blitz Fokus. Vandag het ons 'n interessante boek en 'n lekker liedjie om oor te gesels. As ook het ons 'n onderhoud al die pad van die kus af. Maar voor dit, soos altyd, is dit eerste die nuus. Hallo en welkom by hierdie episode se Wat's Nuut. Nou, ons het 'n bietjie iemand nuuts hierso, of wel althans nie nuuts nie, maar dit is nie Anne-Marie wat hier is nie. Sy's 'n bietjie besig op die oomblik met haar eie shows wat sy nou oorgevat het en alles. Maar soos julle self haar ken, een van die original aanbieders van Blitz Fokus, Irene Marie. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed, Frans. Hoe gaan dit met jou? Ons is amper by die jaar se einde. Laaste stukkie. Amper daar. Middel van die maand. Ons is amper Middel van die maand. Okay, daar is tussen jou en FNB. Dit het niks met my te doen nie. Wat? Dis waar, dis al tweede week. Tweede week. Dis al tweede week. Ons is net 4 Tweede week, weke. ons nog geld in my rekening, hoor. Ek is trots op myself. 'n Hele 2 weke, daar is Yeah. nog. Dit lyk ek gaan dit maak by payday. Ons Vir hoop- nou, ons maand is hoop nog vir die jong. beste. Ons sal hoop. Alle hoop vir jou. Ons praat nie oor my bankrekening nie. Nee. Ek Nou- wou net sê, kom ons klim 'n bietjie uit my bankrekening. Maar ja, nee, ek stem saam. Kom ons klim 'n bietjie daai. Kom ons gaan 'n bietjie en ons dink 'n bietjie terug. Dis nou so Desember, die jaar is op so. Kom ons dink 'n bietjie terug. Wat is ons gunsteling musiek wat ons geniet het hierdie jaar? Ek is so bly jy het gevra, Frans. Kom ons voorop. Ja, ek kan seker maar verwys na my Spotify Wrapped. Hy gee maar vir jou Ek moes nou uitgekom. die feite, die harde feite, jy weet. En Jeff Buckley was my topkunstenaar. Oh. Wat nogals bietjie sad is want hy is oorlede nog voordat ek gebore was. Oh. So ek het na 'n album geluister wat ouer as ek is. Vir meeste van die jaar. Dit is nie 'n goeie ding nie. Ek moet sê dis nogals 'n interessante ding. Maar alhoewel dis ook 'n tegnologie wat nou dit kan bring. Ja, ek dink dit was nog altyd selfs in Jeff Buckley se tyd. Hy het eendag in 'n onderhoud het iemand vir hom gevra, jy weet, hoe wil hy onthou word? En toe sê hy, weet jy, ek wil eintlik hierdie musiek moet onthou word. En hy het 'n paar keer goed gesê soos hy wil nie gesien word as 'n man of as 'n mens of as iets wat 'n liggaam het nie. Hy wil net gesien word as sy musiek. Jy weet, so ek dink hy het altyd selfs toe hy nog gelewe het 'n begrip gehad dat sy musiek gaan voortleef na hom. Jy weet. En daar's ook 'n fliek oor sy lewe gemaak deur Amy Berg. It's Never Over. Okay. Dis 'n liriek van een van sy mees bekende liedjies. Ja, en fun fact, Brad Pitt het grootendeels betaal vir die digitalisering van die Jeff Buckley argief in Amerika en uit daardie argief is die film toe nou gemaak. So ja, dit was hoofsaaklik Jeff Buckley, Hozier, ek probeer nou dink wie nog, my top 5 albums was Grace van Jeff Buckley, Wasteland Baby van Hozier, Unreal on Earth van Hozier. Ek probeer nou dink, joh. Ja, nee. Sjoe, Maar- Moral Panic van Nothing But Thieves, wat ook nou al 'n hele paar jare oud is, maar hy's nog steeds een van my gunstelinge. Dis Ja, ongelukkig. Ongelukkig beweeg ek nie veel aan van Met musiek nie. musiek Ek luister myself goed oor en oor en oor. Nou, Wat van jou? Wel, kyk, ek het net onlangs Spotify gekry, so ek kan nou nie veel praat oor Hy het nog nie vir jou gerap nie. Hy sal volgende jaar vir jou Hy het rap. nog nie vir my 'n volledige reg gegee nie, nee. So ek sal maar daar 'n bietjie wegbly, maar ek wil net by jou 'n bietjie hoor. Onthou jy wat is hierdie jaar se mees populairste song in die begin van die jaar? Kan jy onthou wat dit was? Dit was seker daai End of Beginning song. Surprisingly nie. Maar dis 'n Afrikaanse liedjie wat begin van die jaar opgestyg het met in populêr. Kan jy onthou wat dit is? O, seker in Suid-Afrika dan. Ek sou sê oral, van ons het hom ook al op Blitz Fokus gedoen. Kom gee jou in. So 'n song deur Kurt Herren. Ag nee, ek wou nou net sê, moenie vir my sê dis hop op spinnekop. Ag, nee man, Frans, ek gaan nou. Nee. Nee, maar eerlikwaar, die ding is en die snaakste ding is ek glo hy het onlangs nou weer 'n liedjie uitgesit, Hallo my maatjie, wat hy selfe theme en vibe het. Ja, van lekker nee, ek moet vir te jou sê laas jaar met my Desember vakansie,
het ek vir 6 ure op 'n bus gesit en hop op staan ek op bus. Ek is so 'n bietjie oor, hop op staan ek op hoor. 6 ure. Ek is so 'n bietjie oor hom. Wow. Wow, dis 'n bietjie baie. Dit is baie. Ek meen 4 minute van hop op staan ek op is klaar baie. 6 ure is heeltemal te veel. Ja nee, dis 'n bietjie erg. Nou wat van of wat dink jy dan van die song daar? Ek glo dit is 'n redelike ou song maar soos weer eens ek praat nou van die songs wat ons al hier gedoen het op plus fokus. Wat dink jy van Pitte? Pitte. Wie is dit? Ek het nou vergeet wie sang. Wie is die sanger? Hoe gaan hy spoeg die Pitte uit? Ken jy hy? Ken jy hom nie? Ek het dit al iewers gehoor. En ek ken hom nie. Ek het nog eerlikwaar vergeet wie is die Nee, ek moet vir jou sê veral wanneer dit kom by Afrikaanse musiek maar in die algemeen, het ek my kunstenaars, my ouens wat ek luister en dis dit. Jy weet, ek weet niks. Mense, ek kyk nou almal se rap, ek is so mal daaroor om ander mense se rap te kyk en dan is daar kunstenaars daar, ek het nie idee wie enige van hulle is nie. Dan sê soos, "O, dit was so groot jaar vir hierdie kunstenaar." Ek het nie 'n cooking clue nie. Ek is jammer. Ek wens ek kon cool genoeg gewees het om te weet. Ja, nee, ek is nie. Ek moet sê ek voel presies dieselfde daarso. Veral mos nou met my wat heel uit die musieksmaak uit is van die gewone mense met die rock en die alles. So dis 'n bietjie snaaks en alles, ja, maar nee, ek voel soos 'n ou tannie. Ek ken vir Taylor Swift en ek ken vir Rosalia. Rosalia het ook 'n baie nice song uitgebring nou onlangs. Sy het 'n graad musiek en dit het baie klassieke invloede, opera invloede en dis een van die redes hoekom ek so baie van Nothing But Thieves, dis daai opera invloed in Conor Mason se stem. So ja, dis wat ek van weet en op die Afrikaanse musiekfront is ek baie groot op Spoegwolf en Zaan Sonnekus. ja. En dis nou maar dit. Dis so sjoe. En my vriendin Esmerie se band Skedelkus het 'n enkelsnit bekend gestel hierdie jaar. So ek is groot op Skedelkus. Praat van musiek. Ons moet 'n bietjie praat oor een van die grootste musiek-events wat gebeur het hier in Namibia. Nie is en dit is Liefde by die Nam. Liefde by die Nam. Was jy daar? Ek was by Liefde by die Nam gewees. Ek was saam met my vriendinne daar gewees. Dit was my baie lekker om vir Koos Kombuis. Ek het hom vir die eerste keer live gesien. Ja, nee. En dit was so ek wou eintlik nie regtig Liefde by die Nam toe gaan nie en toe ek sien Koos Kombuis is daar, toe wik en weeg ek maar toe besluit ek by jou en weet jy gaan sien vir Koos Kombuis. Hy is 'n absolute legende in Afrikaanse musiek en hy het in so 'n belangrike manier vorm gegee aan Afrikaanse musiek. Jy weet in die sin van jy weet Koos Kombuis was een van daai ouens wat met die voelvry beweging uitgekom het en die voelvry beweging het in so groot manier vorm gegee aan Afrikaanse musiek in die sin van dit was fantasties. Al die alternatiewe stemme in Afrikaanse musiek kom, jy weet, hulle vind baie sterk hulle wortels in die voelvry beweging. Jy weet, musiek as weerstand teen 'n stelsel. So, FBK, jy was fantasties, wie nog, hulle almal het, jy weet, hulle was nie gelukkig met die stelsel in 'n pas afhanklike Suid-Afrika of 'n pas post-apartheid Suid-Afrika nie en hulle toe musiek gebruik as weerstand teen dit in die manier wat die voelvry beweging het in hulle dag. So dis vir my lekker gewees om daai of die oorsprong te sien, die patient zero van alternatiewe Afrikaanse musiek. Ja nee, dit is nog 'n baie emosionele antwoord daar, maar ek moet sê ek het meer die performance geniet. Ek gee die verskriklike intellektuele antwoord en Francis sê dit was nogal 'n cool show. Maar to be fair, dit was. Ja, dit was. Hy het dit baie interessant gemaak, jy weet. Ja. Hy het dit baie lekker gemaak in vergelyking met die anders en alles. Nou, nie dat hulle sleg was nie, dit was net dit was anders. Ja, maar weer eens, dit is een van daai kenmerkende dinge aan die voelvry beweging is die manier wat hulle met die gehoor interakteer het, die manier wat hulle optredes of meer 'n opvoering gemaak het, eerder as ek gaan nou die song sing, ek gaan nou die song sing, ek gaan nou die song sing. Daai half storielyn, daai goue draad wat deurtrek deur die opvoering, maar terselfdertyd is dit glad nie 'n opvoering nie, want hy sit eintlik net daar met sy gitaar. Ja, nee, dis nogals waar, maar ek moet sê ek dink ons het 'n bietjie
ons sal maar ongelukkig moet stop, want ons gaan vir ure oor musiek hierso gesels, Ja. want daar is altyd meer om te gesels, veral vir ons wat aan twee verskillende kante van die, ek wil amper sê music spectrum sit, en alles, maar Nie die autisme spektrum nie. Miskien, ek weet nie, ek is nog nie. Niemand weet Ek het nog nie probeer uitvind nie, maar Niemand- ek hoop vir niemand ons weet lewe en nie. hoop, hè. Ja, nee, maar baie dankie dat jy actually opgekom het hier aan die einde van Blitz Focus in ons laaste maand van shows. Baie dankie daarvoor. Baie dankie dat julle my genooi het. Ja, en ons hoop om jou eintlik volgende jaar weer nou en dan op te bring. Ons nou bietjie die name terugbring, sterk hou vir Blitz Ja, Focus. volgende keer sal ek my hele Spotify rap reg hê dat ons hom kan analiseer. Ek het begin wiskunde doen met daai Spotify rap. So ek sal vir julle die wiskunde ook bring. Wel, baie dankie daarvoor. Kykers, wanneer dit gaan, want hierna sit ons met die onderhoud. Okay, Stepping Stone started about just over 10 years ago in my garage or in my backyard with 4 children with autism. So that's how we started. I met some parents who had little ones that were in kindergartens in Swakopmund. And the kindergarten struggled with the children. All 4 of these children were what we call complex autism or classic autism or nonverbal autism. And so I got involved by helping the teachers at the school, the nannies, to help the kids at school and at home. So very shortly after, we decided to open our own kindergarten. And that was in 2015. We started with 4 children in our kindergarten. And as the children grew older and we could not find suitable placements for them in mainstream education or in any other school, we decided to grow the school and to register as a primary school. So we became a primary school first for children with autism. As autism is a spectrum disorder, we had children on all sides of the spectrum. So we had children with learning difficulties, we had children without learning difficulties, and in the end, our doors were open for everybody who did not find accommodation elsewhere. So that was our focus. COVID came, and after COVID, we also expanded to supporting children who might not be autistic or on the autism spectrum, but have other neurodiversities, dyslexia, ADHD, sensory processing disorder, anybody who really struggled in the mainstream classes of 20, 30, 40 children in a class. And so as we grew, we had our children in different departments. And what is so exciting is that we are adding more departments, and we are catering not only for the children with autism in primary school, but also when they get older, we are busy, or we have started already with our vocational programs for older children becoming teenagers and young adults to do vocational training. Our learning support department, we are doing the Namibian curriculum there, but we are expanding to including vocational training for those who can't go on and do mainstream high school. And then we are also adding a department for visually impaired as from 2026. Well, we currently have 49 at the moment, children enrolled and on site. Our space is so limited, and even though we have been able to grow slowly, we are not able to accommodate all the children that needs or that would like to come to the school. Here we can accommodate up to 120 children in phase 1. We are making provisions to build more in phase 2 and to build upwards if we have to, a second story or a first story. And so for phase 1, we can accommodate 120 children. So phase 1 will have our current 3 departments for autism and complex autism, and then we have the vocational training.
which is the high school kids or high school age children. And then we have the learning support. In phase 2, we will be building the department for visually impaired. But as we are starting next year, they will currently be using one of our learning support classes. And as the group grows, so we will build on phase 2. The other thing we are looking at in phase 2 is to expand in size and in number of classes our current department. So if we do start with vocational training, we could add on more vocational training, and we're going to have a vegetable garden, and we're going to have a workshop, and we're going to have a flat, and we're going to teach our children general life skills and vocational skills that can help them, equip them, become more independent, and maybe potentially hold a job one day and earn some income. So that is our aim. Well, we acquired the land 7 years ago, and it was a long process. We were looking for sponsors, we had many donations, and we started, and at some point we realized we were going to do this brick by brick. But we have we've met with our current sponsor, which is Southern Energy Group, which is a fueling company, from local fueling company for aviation, and they are sponsoring our complete phase 1. So all 10 million we are talking about, and if extra needs to be done, and they are also looking to finance phase 2. So yeah, and of course in phase 1 we'll see what the need is. In 2026 we'll see how much we need to add, and if we need more land, although we've got plenty of space still left, but yeah, and if we need to look into maybe adding hostel facilities in the future, all of that depends on how growth will take place, and of course how Southern Energy Group is able to support us. But I mean, this is amazing. It took me 7 years to find sponsors, and yeah, we just want to say thank you to Southern Energy Group for allowing and combining our visions to create something that is a multidisciplinary facility. And this is the first and only at the moment of its kind in Namibia, certainly. And also the standard of teaching we are doing here is international. We are working on an international standard of teaching. So, and having said that, even though we have this amazing sponsor to build these facilities, we do, of course, continue to raise funds to better our training as teachers, to better our facilities, to add on and create as I mentioned, a multidisciplinary, but also a multi-therapeutic facility to help the kids in all their needs. So in our classrooms, we employ, for every 3 kids, we employ 1 adult. And then of course we have the grounds people and the administration staff. But yeah, for every 3 children we add an adult, a teaching staff, teaching member. We have classes of about 6 to 8 children in a class, and then there would be 1 teacher, 1 assistant, or 2 assistants, depending on how the kids' needs are. In our visually impaired, it will work on the same ratio. So we are starting with 3 children next year, and so we have a teacher, and as the numbers grow, we will add a teaching assistant, add classrooms, and so on. So with a visually impaired, we are starting with grade 1, grade 0, grade R, and grade 1, and we will grow as the children get older. So we're not at the moment not taking visually impaired for ages grade 1 to grade 12. We are starting with grade 1, and we are gradually building up. We are definitely going to have a ribbon cutting ceremony. We haven't secured our date yet, because we also want to speak with the ministers and see who we can invite. But the builders are handing over, the construction company is handing over to us at the end of November. So we are moving from our current facilities here in December, which is in the time when most schools are anyway closed. So we will be moving in here and doing all the last final touches. So we'll start our next school year in our new facilities. Welkom by Nuut op die Rak.
'n plek waar ink en denke saamvloei en elke boek 'n geheime wêreld oopsluit. Sit terug met jou koppie tee of donker koffie en laat die stilte van die bladsye jou omvou en kom ons delf dieper in die betekenis agter vandag se verhaal. Nou, vandag gesels ons oor die boek 3 moorde in die baai deur Madeleine Rust. Nou, Bianca Fabricius, 'n skrywer van hygromanverhale, neem die strandloper gastehuis op die kusdorpie St. Helena Baai oor, wat as 'n rustige nuwe begin lyk, verander vinnig wanneer 3 moorde op die dorpie skok en die mense in vrees laat leef. Bianca word onverwags in die gebeure getrek en probeer nie net haarself van verdenking rein was nie, maar ook die regte moordenaar opspoor. Die verhaal volg haar pogings om die moorde op te los, terwyl sy die gevaarlike geheimenisse van die dorpie ontdek. Die boek kombineer spanning met ligter elemente soos humeur en romantiek, wat dit 'n toeganklike misdaadroman maak. Die kusdorpie omgewing skep 'n huislike, intieme atmosfeer, waarin selfs die donkerste geheime dramaties uitlig. Bianca se karakter groei deur die verhaal heen. Sy leer haar eie krag en vasberandenheid ken en besef dat sy nie net 'n slagoffer van omstandighede is nie. 3 moord in die baai bied dus 'n mengsel van spanning, intrige en karakterontwikkeling, geskik vir lesers wat van Afrikaanse misdaad en 'n ligter aanslag hou. En so sluit ons nog 'n hoofstuk by Nuut op die rak. Mag die woorde wat jy vandag gehoor het, bly spook in jou gedagtes, soos die laaste lig oor 'n biblioteektafel val. Tot volgende keer, bly lees, bly vra en bly dwaal tussen die bladsye van die onbekende. Welkom by Voor in die Koor, 'n plek waar die skaduwee van klank en die diep geheime van musiek ontbloot word. Hier duik ons in die gevoel en betekenis agter musikante en hulle liedere, terwyl die tyd stadig verbyglip en elke noot sy verhaal fluister. Kwai, deur Wieke Potma, beskryf die opregte gevoelens van die sangspreker vir iemand vir wie hy baie lief is. Die lirieke fokus op spesiale oomblikke wat hulle saamdeel, soos ontmoetings, stil oomblikke saam en avonture by sonsondergang, wat wys dat hulle verhouding al 'n geskiedenis het. Hy waardeer haar vir wie sy werklik is, met of sonder make-up, en let op die klein gebare wat hulle liefde eg maak. Die liedjie is gebaseer op Wieke Potma se eie ervarings toe hy sy vrou ontmoet het, wat dit persoonlik en herkenbaar maak. Die liedjie beklemtoon temas van romantiese opregtigheid, nostalgie en volhoubare liefde. Dit wys dat ware liefde nie net oor opwindende oomblikke gaan nie, maar oor die alledaagse gebare en kosbare herinneringe wat 'n verhouding versterk. Die voortdurende gevoel van liefde, selfs deur uitdagings heen, maak die liedjie 'n viering van egtigheid en volharding in 'n verhouding en dra 'n persoonlike en emosionele boodskap oor wat dit beteken om iemand regtig lief te hê. Dankie dat jy saam met ons deur die skaduwee van klank en betekenis gereis het. Neem hierdie stilte en laat die notas nog naby jou hart verklink. En kom terug volgende week om die geheime van 'n nuwe kunstenaar en hulle musiek te ontbloot. Kykers, ongelukkig is dit altyd wat ons het vir vandag, maar moenie bekommerd wees nie. Ons is hier elke week met 'n nuwe episode. En as jy ons op TV mis, kan jy ons altyd gaan kry op OneUp2. Tot volgende week, totsiens.